Nou vriende, goeiemôre. Ons wil u elkeen groet in die wonderlike naam van ons dierbare Here Jesus Christus, ons Heiland, ons Verlosser en ons Here. En ons vertrou dat u elkeen 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vanmôre vars verkoop en niet opgestaan het, dat u ook kans sien vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week wat die Here tot ons lewens toegevoeg het. Mag u en ek, soos Matteus 5 vers 16 vir ons sê, ons ligte so laat skyn in die wêreld dat ons Vader in die hemel verheerlik sal word. Nou vriende, ek weet dit is nie aldag maklik nie. Daar is so baie uitdagings oor ons pad. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus wat ons liefgehad het. Die enigste rede as ons nie oorwinnaar is nie, is omdat ons meer wandel na die vlees as na die gees. En ons almal stry elke dag teen hierdie basiese beginsel van die geestelike lewe en mag u en ek gereeld kies en daagliks kies en elke keer kies om eerder te wandel deur die gees, dat ons nie die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie. Ag vriende, dis 'n goeie stryd wat ons stry. Dis 'n wedloop waarin ons is. Mag ons dan ook die geloof vashou, ons oë gefestig op ons Here Jesus Christus. Nou vriende, ons gaan vanmôre begin met 'n kort reeksie wat 'n uitvloeisel is van ons reeks uit die boek Genesis, in besonder die 26ste hoofstuk. Jy sal onthou ons het 'n bietjie gepraat oor Isak. Daar was 'n hongersnood in die land gewees. Hy's afgegaan na die land van die Filistyne. Daar het hy uit vrees 'n leuen vertel oor sy vrou Rebekka. Hy's uitgevang oor hierdie leuen. Ons het gesien die kwessie van die verleentheid wat hy moes deurgaan om dan ook deur Abimelech gekonfronteer te word oor hierdie leuen wat hy vertel het. Ons sien ook die voorspoed wat die Here hom gegee het en ons het baie duidelik gepraat oor die gedagte van voorspoed. Jy is welkom terug te gaan na die boodskap as jy meer daaroor wil leer. En dan het ons stil gestaan by die gedagte van die putte wat gegrawe was. En ek gaan gou vir u lees wat staan daar in die Bybel en dan gaan ons bietjie die geestelike toepassing maak. Ek het vir u gesê ons gaan die geestelike toepassing maak omdat daar 'n baie duidelike Nuwe Testamentiese geestelike toepassing gemaak word. En dan gaan ons so 'n bietjie praat oor die uitvloeisels van geestelike putte. Kom ons noem dit maar geestelike putte in ons lewens wat ook toegestop word oor tyd en hoe ons deur die krag van die Gees dit weer moet oopgrawe om dan ook 'n getuie vir die Here wees, diensbaar te wees vir die Here, heilig te lewe voor die Here. Kom ons kyk gou vinnig weer hierna. Daarom Genesis 26 vers 18 lees ons, en Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. Nou jy moet onthou, Isak was die seun van die verbond. Isak, uit hom sou Jakob en die 12 stamme van Israel gebore word, later die Messias. Vir u gesê dat hierdie man Isak dan die uitverkorene was van die Here. Die Bybel is baie duidelik daaroor. En Isak het dan hierdie putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het. En die Bybel sê wat die Filistyne toegestop het. Wie was die Filistyne? Hulle was die vyande van die volk Israel. Hulle het nie die God van Israel gedien nie. Hulle het nie die skepper God gedien, die ware God nie. En wat gebeur het? Hier was altyd vyandskap tussen die twee. En vriende, die duidelike toepassing is, daar is altyd vyandskap tussen die kinders van God en die wêreld. In die sin wanneer dit kom by die waarheid. As ons soos die wêreld dink, praat, doen, optree, gaan, het hulle nie 'n probleem met ons nie. Maar die oomblik wanneer ons anderste is, wanneer ons anderste praat en anderste doen en dikwels sonde aanspreek, het hulle regtig 'n geweldige groot probleem met ons. Daarom sal jy sien dat die kerk en die wêreld eintlik een geword het in ons dag. Mense kan nie meer die onderskeid sien tussen die kerk en die wêreld nie, omdat die kerk die wêreld begin akkommodeer het en soveel van die wêreld in die geleedere het, dat ons nie meer regtige onderskeid kan tref nie. Maar die Bybel sê vir ons, dat Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het. En ag vriende, dan sien ons verder ook in vers 19, en terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. Nou vriende, hierdie was fisiese putte gewees. Onthou, die land Kanaan was 'n dorre en droë plek gewees. En die Bybel sê vir ons ook die land van die Filistyne, die hele omgewing eintlik daar, was maar 'n dor en droë plek. So wanneer hulle gegrawe het vir 'n fontein, was dit ten doel om hierdie diere te voed, of kom ek sê eerder die dors te les, en water gee eintlik maar lewe. Kom ons wees eerlik, as daar nie water is nie, kan 'n mens nie lewe nie. En hulle het 'n put gevind met lewendige water, so dit was opborrelende water. Dit was 'n sterk put gewees, en hierdie water was genoegsaam om vir Isak en sy geliefdes en dan sy diere dan te versadig. En nou kom die Bybel, en die Bybel maak 'n pragtige toepassing op hierdie putte. Jy sal onthou, ek gaan vir u die eerste een noem, daar in Johannes die 4de hoofstuk. Die Here kom daar en hy gaan deur Samaria saam met sy disippels. En die Bybel sê vir ons dat die Here sy disippels stuur om kos te gaan koop, en hy gaan sit by die put van Jakob, of die fontein van Jakob, wat daar was.
En daar kom 'n vrou aan en sy kom skep water en Jesus sê vir haar in vers 7, gee vir my water om te drink. So hier was die fisiese put van Jakob, heel moontlik 'n put wat hy ook gegrawe het, of dit kan wees die put wat Isak gegrawe het, wat Jakob net verder gebruik het. Hoe dit ook al mag sy, die Bybel sê vir ons, hierdie vrou het by die put van Jakob kom skep, of die fontein van Jakob. En die Here Jesus het daar gesit en hy het vir haar gesê, geef my water om te drink. En sy was 'n Samaritaanse vrou, dit was eintlik iets ongehoord om vir so 'n vrou te vra, gee vir my water om te drink. En sy sê vir die Here, maar Here, u dan nie is 'n skepding nie, en die put is diep, waarvan dan kry u dan die lewende water? Want u sien, die Here sê vir haar baie duidelik, dat jy kom skep nou van hierdie fisiese water, maar eintlik sien ek, jy's op soek na die lewende water, want jou siel is meer dors as wat jou liggaam is. En ag vriende, hierdie vrou kom agter dat die Here Jesus nie net 'n doodgewone man is nie. En sy kom en sy sê vir Jesus, is u tog groter as ons vader, u is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, verwys hy na die put van Jakob, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. So hier vergelyk die Here Jesus homself met hierdie lewendige water, hierdie geestelike bron van lewe. En ons sien dit later weer, vriende, daar in Johannes, die 7de hoofstuk. Jy sal onthou ons het die toepassing gemaak toe ons daaroor gepreek het. Johannes 7 vers 37 kom die Here Jesus op die laaste dag van die groot fees. En hy het opgestaan en hy het uitgeroep. Met ander woorde, hy het met 'n luid stem uitgeroep. En hy het gesê, as iemand dors het, en het hy nie verwys na die fisiese dors, waarna mense gewoonlik verwys nie, maar na die geestelike dors. Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Vriende, hier is die eerste boodskap, die eerste gedagte, die eerste oordenking, en ons sal nou voortgaan in die week wat voorlê. Ons het geestelik 'n groter probleem as die fisiese behoefte wat ons het. Fisies, as ons dors is, maak ons 'n kraan oop en ons drink water. In die tyd van Abraham, Isak en Jakob was dit nie so maklik nie. Hulle moes putte gegrawe het en vanuit daardie put het hulle gedrink. Nou kom die Here Jesus en hy sê, luister, ons geestelike probleem is groter as dit ons fisiese probleem is. Want as ons geestelik in hierdie dors en dorstige toestand sterwe, sal ons God se ewige oordeel beerwe. Daarom het Jesus gekom as die put van lewende water, as die fontein van lewende water. En hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En ek wil vanmôre vir jou vra, ken jy al die Here Jesus Christus? Het jy al kom buig by hierdie fontein van lewende water? Het hy jou sonde kom bely en kom laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry? As jy vir my vanmôre sê, ja Gerard, ek het, dan sal jy iets ervaar het van hierdie fontein van lewende water. Vriende, as 'n mens tot bekering kom, is daar hierdie spontane uitvloeisel van liefde vir die Here, liefde vir sy woord, 'n begeerte dat ander mense gered sal word, 'n haat vir sonde. Dis 'n logiese, spontane uitvloeisel van iemand wat kom drink het by die fontein van lewende water. Miskien kan jy vanmôre getuig en sê, maar Gerard, ek is gered. Ek weet ek ken die Here, maar daar is nog steeds 'n dors in my siel, want oor tyd het dinge begin vervlou in my lewe. Die lees van die woord en gebed en my getuienislewering en my lewe saam met die gemeente en my onderlinge byeenkomste. Al hierdie goed het begin vervlou en daar is 'n dors en ek het dit probeer les op elke moontlike manier by die wêreld en by die vlees en met allerlei dinge en ek kry geen versadiging nie. Dan is hierdie oordenkings vir jou, vir my. Om vanmôre ons hier op te roep en te sê, kom ons maak die verstopte putte oop wat die vyand, die Filistyne weer toegestop het. Wat die vlees en die wêreld en die ou vyand weer toegestop het. En kom ons staan vanmôre op en ons sê, Here, ons wil kom drink by die fontein van lewende water. Hoor hoe pragtig sluit Johannes die Bybel af, toe hy daar in Openbaring die 22ste hoofstuk skryf. Hy sê daar in vers 17 van Openbaring 22, en die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors sê kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Ek pleit by jou dat jy saam met my vanmôre sal sê, Here, ek honger en ek dors na U self. Ek honger en dors na hierdie kosbare waarhede wat U in U woord vir my opgeteken het. Here, kom versadig my weer opnuut met U self,
sodat daar strome van lewende waters uit my binneste sal vloei, sodat ek 'n seën vir ander sal wees, soos U my geseën het met U waarheid. Vriende, ons sal môre aangaan, ons bid dat die Here ons ryklik sal seën en ons opnuut sal oproep tot 'n nuwe wandel saam met hom. Groete vir U, mooi dag verder, Tara.